Wat as God nie vir jou is nie? In Romeine 8 vers 31 staan, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dit is 'n baie bekende teksvers. Ons haal hom almal maklik aan. Ons skryf hom op plakkate, maar hierdie kort sin dra meer gewig as wat ons soms besef. Want dit is gelyktydig 'n waarheid, dis 'n waarskuwing, 'n bemoediging. En die sleutel lê in hierdie klein woordjie as. As impliseer 'n voorwaarde. Dit beteken ons hemelse Vader is nie outomaties vir almal nie. En dit bring ons by 'n ongemaklike maar 'n nodige waarheid. As God nie vir jou is nie, dan staan hy mos inderwaarheid mos teen jou. En die woord is baie duidelik wat ons Vader teë staan. Hy is teen die wat die waarheid in hulle harte onderdruk. Hy is teen hoogmoediges wat hulle self bo hom verhef. Hy is teen mense wat hardkoppig in hulle sonde volhard en sy waarskuwings ignoreer. Hy is teen onreg en teen die wat geregtigheid haat. Hy is teen harte wat sy stem stil maak en sy lig uitdoof en sy roepstem verwerp. Jy is in 'n gevaarlike plek as God teen jou is. Want as ons die teksvers omdraai, hoor ons, as God teen jou is, wie kan jou help? Maar hoor gou, God is nie teen jou nie. Hy is teen dit wat jou vernietig. Hy is teen sonde, hy is teen leuns, hy is teen hoogmoed, die karaktereienskappe van die vyand, omdat dit mense vernietig, sy kinders vernietig. Daarom, wanneer Vader se woord jou aanspreek, wanneer hy jou korrigeer, wanneer hy jou roep tot bekering, wanneer sy gees vir jou sê, hoorie, maar hierdie wat jy gedoen het is nie reg nie, dis nie omdat Vader jou haat nie, maar omdat hy jou liefhet. Maar die goeie nuus is, as jy vandag eerlik kan sê, Vader, skepper van hemel en aarde, ek buig my nederig voor u, ek kies u waarheid, ek kies om gehoorsaam aan u te wees, ek kies u. Dan sê Paulus, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? En dis 'n retoriese vraag met 'n duidelike antwoord, niemand. Niemand. Nie omdat jy sterk is nie, nie omdat jy reg doen nie, maar omdat 'n lewende God vir jou is. En as die skepper van hemel en aarde vir jou is, dan maak dit nie saak wie teen jou is nie. En ek weet nie waarvoor jy bang is vandag nie, maar as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As hierdie woorde jou geraak het, skryf in die kommentaar, God is vir my, en deel dit met iemand wat vandag moed nodig het.